So ietsie interessant is dat ons weet dat die Baviaanskloof baie verskuddels het wat die voorkom, veral ook in die nuwe kloofarea. En hiervoor een van die kudehorings. So dit is redelik oud, soos ons kan sien, het al redelik wit getrek. Die interessante ding is dat hoe hierdie kudu's hulle beskerm wanneer hulle dan nou sal vreet in 'n boom. Hy is al so oud dat sy een top van sy horing trek uit. So wanneer hierdie kudu sal vreet, gebruik hy sy tonnels. Ons noem dit 'n tonnel, né? So jy kyk daarso wanneer hy sal vreet, dan sy kop is 'n bietjie agtertoe getild. En dan maak hy gebruik om met sy oë dwars deur die tonnel te kyk, om te kyk wat die predators of vyande agter hom is. So ons noem dit 'n tonnel, maar wanneer jy die een manier om die tonnel te sien is om hierdie horings 'n bietjie so regop te plaas, en dan maak jy jou een oog toe. Dan kyk jy dwars deur die tonnel en dan sal jy bo op sy oogbank sal jy kan sien, en dit is hoe hy gebruik maak om agtertoe te kyk. Hierso in die Karoo, aan die westelike kant van die Baviaanskloof, dit is Karoo vlaktes waar ons plante groei bietjie baie kleiner sal wees as die res van die Baviaanskloof. En ek sien dat hier is ook uit kudu's wat hierso sal voorkom. En is baie tekens van dit, hulle mis en hulle spore. Ja, so dit is baie interessant om hierdie gedeelte ook 'n bietjie te verken.